Ons sê baie welkom vir ons broers en susters wat ook aanlyn inskakel en na die opname van hierdie erediens kyk. Ons begin die erediens vanoggend met 'n gebed van die bekende Dietrich Bonhoeffer. 'n Pragtige gebed wat ek aangepas het ook vir vanoggend se erediens. O God, vanoggend roep ek na U. Help my om te bid en om my gedagtes na U te draai. Ek kan hierdie nie alleen doen nie. Daar is 'n donkerte binne my, maar by U is daar lig. Ek is alleen, tog laat U my nie alleen nie. Ek is moedeloos, maar by U is daar hulp. Ek is rusteloos, maar by U is daar vrede. Daar is bitterheid binne my, maar by U is daar geduld. Ek verstaan nie U weë nie, tog ken U die weg vir my. Herstel my vryheid en stel my in staat om nou te lewe, dat ek in my soeke myself en U sal vind. Here, wat ook al hierdie diens inhou, mag U naam vereer word. Amen. Ek groet julle, liewe broers en susters en liewe jong maats, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag julle vanoggend op 'n besondere manier sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede ervaar. Hierdie Here van ons is vanoggend hier. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Ons is nie alleen hier nie. Dis nie net ons wat in hierdie stoele sit nie. God is hier. Hy's hier deur sy Heilige Gees wat besig is terwyl ek praat om in ons harte te werk. En hy's hier deur sy woord, die Bybel, wat ons net nou gaan lees. Hy, die drie-enige God, in wie ons net nou ons geloof gaan bely, hy is so lief vir ons. Hy gee soveel om vir ons, dat hy ook vanoggend hier by ons is. Kom ons loof hom daarvoor, en kom ons sê vir hom dankie daarvoor, deur lied 159 vers 1 en 2.
Ons het sopas gesing. God is hier. En ons gaan nou saam hardop ons geloof in hom bely. Maar voordat ons dit doen, dink net vir 'n oomblik by jouself. Wie is God vir jou? Wat beteken hy vir jou? En wat het hy die afgelope week vir jou en ook in jou gedoen? Ja, God is nie net hier in hierdie erediens nie. Hy is ook jou God. Hy is ook jou Here in elke omstandigheid van jou lewe. En hy is nie sommer net 'n gewone God nie. Hy is die drie-enige God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader wat alles, ja ook vir jou geskep het en tot vandag toe onderhou. Die Seun wat ook vir jou aarde toe gekom het om in jou plek te sterf, sodat jy hier 'n sinvolle lewe kan lewe en vir ewig hierna by hom kan wees. En hy is ook vir jou die Heilige Gees, wat God is wat in jou woon, wat jou sy vrugte laat dra, wat jou toerus met sy gawes, elke dag. Kom ons bely nou saam, hardop, staande, ons geloof in ons wonderlike God. Kom ons staan op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie, julle kan maar weer gaan sit. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Liewe drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons mag met U praat. Ons mag met U gesels. Al is U die majestueuse drie-enige God, wat ons so pas bely het. Ons mag met U gesels, met U praat, enige tyd van die dag of die nag. Ons mag met U gesels wanneer ons alleen is in ons stilte tyd, of saam met ons lewensmaat, of as gesin, en ook nou hier in die erediens, as U
gemeente. Here, as ons daaraan dink, hoe groot U is, en as ons daaraan dink hoe klein ons is, dan is dit so wonder, dat U vir ons sê, praat met my. Om die waarheid te sê, U moedig ons aan, om met U te aanhou praat. Baie dankie, vir hierdie reuse voorreg, wat U vir ons gee. Here, ons bid vandag, vir hierdie vakansietyd. Dankie vir hierdie kort week van rus, wat U vir almal betrokke by ons skole gegee het. 'n welverdiende rus. Seën asseblief hierdie vakansie vir elkeen, ons kinders, ons ouers, ons leerkragte by die skool, vir almal van hulle. En vul hulle asseblief deur hierdie vakansie met nuwe krag vir die laaste kwartaal wat voorlê. En indien daar van hulle op die pad gaan wees, dalk al reeds op die pad is, dalk selfs vandag op die pad is, Here, beskerm hulle asseblief. Liewe Here, ons wil ook baie graag al ons siekes op ons sieke voorbiddingslys vanoggend na U toe bring. Ons wil hulle elkeen by die naam voor U noem vanoggend. Ons bid vanoggend vir Piet, vir Lily, vir Leon, vir Niels, vir Frans, vir Sonja, vir Laurens en vir Charlotte, vir Nelly, vir Grita, vir Ben, vir Tanya, vir Bobby, vir Lindy, vir Helen, vir Lappies, vir Henny, vir Engela, vir Morney, vir Wilna, vir Cecilia, vir Larry, vir Hannetjie, en vir Melanie, en hulle familie. En so bid ons ook vir elkeen, wie se naam ons nou nie gelees het nie. U weet ook van elkeen van hulle, wat as gevolg van hulle gesondheid deur 'n moeilike tyd gaan. Here, dankie dat ons nou met U kon praat. En nou gaan U met ons praat. Dankie dat U by elke erediens, soos vanoggend, met ons praat. Ja, U praat met ons in ons eie stilte tyd, in ons eie gedagtes, ook wanneer ons gesin huisgodsdiens hou, maar U praat ook met ons vanoggend as gemeente. Ten spyte van 'n feilbare mens, wat die boodskap moet bring. Here, ons sien uit om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 17, vers 1 tot 10. Soos julle weet, is ons besig met 'n reeks oor disippels van Jesus. Wat dit beteken om 'n disipel van ons Here Jesus te wees. En ons het die afgelope paar weke na verskillende aspekte daarvan gekyk. Vandag gaan ons veral kyk, watter rol speel geloof in 'n disipel van Jesus se lewe? En wanneer moet daardie geloof oorgaan in iets wat ons dalk ook self moet doen, wanneer ons 'n disipel van die Here Jesus is? Veral in terme van die hantering van die uitdagings in ons lewe. Kom ons lees vanaf vers 1. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word.
Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostels sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf, wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir jou iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my, terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie. Of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Tot sover ons skriflesing. As ek meer geloof gehad het, sou ek al opgestaan het van hierdie siekbed af. As ek net meer geloof het, sal my finansies regkom. As ons net meer glo, sal dit beter gaan met ons familie. Ons moet meer glo, dan sal alles in ons land regkom. En as dinge nie uitwerk nie, het ek seker nie hard genoeg geglo nie. Here, gee ons meer geloof, asseblief. Jesus se eerste disippels het ook vir meer geloof gevra. Jesus het baie hoë eise aan hulle gestel, as hulle sy disippels wou wees. Hulle moes nie in versoekings val nie. Hulle moet niemand, veral nie kinders nie, laat struikel nie. Hulle moet iemand wat hulle seermaak en jammer sê, 7 keer, elke dag, vergewe, al herhaal hy herhaaldelik daardie oortreding. Vir die disippels was hierdie en die ander eise wat Jesus aan hulle gestel het, net te swaar. Daarom vra hulle vir hom, gee ons asseblief meer geloof. Jesus se reaksie op hulle versoek is nie wat hulle verwag het nie. Hy sê nie dat hy vir hulle meer geloof sal gee nie. Hy sê vir hulle, al is hulle geloof hoe klein, selfs so klein soos 'n mosterdsaadjie, is dit genoeg. 'n Mosterdsaadjie is piepklein, een van die kleinste saadjies. Selfs so 'n klein geloof, sê Jesus, is genoeg om 'n groot moerbeiboom met wortels en al uit die grond uit te trek en in die see te plant. Jesus gebruik hier 'n hiperbool. Julle sal onthou, ons het 'n tyd gelede ook na ander hiperbole van Jesus gekyk. 'n Hiperbool is 'n oordrywing om 'n belangrike punt te maak.
Jesus gebruik hierdie hiperbool om hulle te leer dat die grootte van hulle geloof nie saak maak nie. Wat wel saak maak en die verskil maak, is die persoon in wie hulle glo. God kan groot en onmoontlike dinge doen. Hy kan die moerbeiboom met wortels en al in die see plant. In hom wat geloof gee, lê die krag van geloof, en nie in die grootte en die sterkte van ons geloof nie. Hom en hom alleen kan ons vertrou met al ons uitdagings. Ons geloof is soos 'n R200 noot wat op papier gedruk is. Die papier is eintlik net 'n paar sent werd, maar die noot het waarde omdat dit gerugsteen word deur die Reservebank. So het ons geloof slegs waarde omdat God daar agter sit. Letty Cowman vertel in haar klassieke dagboek Streams in the Desert die volgende storie. Dis 'n ou storie, soos julle in die voorbeelde gaan agterkom wat sy gebruik. Sy skryf: Toe my seentjie omtrent 10 jaar oud was, het sy ouma hom vir Kersfees 'n album vir sy seelversameling beloof. Kersfees het gekom en gegaan, maar daar was geen seelalbum nie, en ook nie 'n woord van sy ouma nie. Die saak is egter nie genoem nie, totdat sy vriende na sy Kerspresente kom kyk het. Ek was verwonderd toe ek hom hoor byvoeg, nadat hy die lysie opgenoem het van al die persente wat hy gekry het, en 'n seelalbum van my ouma. Nadat ek my seun dit 'n paar maal hoor sê het, roep ek hom een kant en sê: Maar George, jy het nie 'n seelalbum van ouma gekry nie. Hoekom sê jy het een gekry? Heel uit die veld geslaan, asof ek 'n baie aardige vraag gestel het, antwoord hy: Maar ma, ouma het gesê, sy gaan dit gee, en dis dieselfde of sy dit al gegee het. Niks wat ek probeer sê het, kon hom laat twyfel nie. 'n Maand het verbygegaan, en niks is oor die album gesê nie. Uiteindelik op 'n dag, om sy geloof te toets, en ook omdat ek in my eie hart begin wonder het, hoekom die album nie gestuur is nie, sê ek toe: George, ek dink ouma het dalk haar belofte 'n bietjie vergeet. Onthou, sy's besig om oud te word. Nee ma, antwoord hy dadelik en met oortuiging. Sy het nie dit vergeet nie. Ek het sy liewe gesig so vol vertroue dopgehou. Vir 'n oomblik het hy baie ernstig gelyk, asof hy die moontlikheid van my suggestie oorweeg. Maar baie gou egter verhelder sy gesig en hy sê: Dink ma, dit sal help as ek vir haar skryf en vir haar dankie sê vir die album. Ek weet eintlik nie, sê ek, maar miskien kan jy probeer. 'n Diep geestelike waarheid het by my begin posvat. Binne 'n paar minute is 'n brief geskryf en gepos, terwyl George alfluitend sy vertroue in sy ouma te kenne gegee het. Nie lank daarna nie, het 'n brief van ouma arriveer met die volgende boodskap: Liewe George, ek het nie vergeet dat ek jou 'n seelalbum beloof het nie. Ek kon net nie die een hier kry wat jy wou hê nie. Toe het ek een van New York af bestel. Dit het eers na Kersfees hier aangekom, en toe was dit ook nie die regte een nie. Ek bestel toe weer 'n ander een, maar dit het nog nie hier aangekom nie. Ek het toe besluit om liewer vir jou $30 te stuur, sodat jy in Chicago die een kan koop wat jy graag wil hê.
met liefde van jou ouma. Uit die diepte van 'n hart, wat nie vir 'n oomblik getwyfel het nie, kom toe die woorde: sien ma, wat het ek vir ma gesê? Ouma het gedoen wat sy beloof het. George se vertroue was in sy ouma. Terwyl hy vertrou het, was ouma hard aan die werk. En op die regte tyd het sy mosterdsaadjie geloof sigbaar geword. Is dit nie hoe God met ons geloof, al is dit hoe klein, maak nie? Hy doen nog steeds wat hy moet doen, ook aan ons uitdagings, al sien ons niks. Laat ons hom vertrou daarvoor en aanhou om met hom oor hulle te praat. Dit is ook God wat ons die regte dinge laat doen met ons uitdagings. God wat ons deur die Heilige Gees lei en die krag gee om die regte ding onder die omstandighede te doen. Byvoorbeeld, om die regte medisyne te raadpleeg en die regte medikasie te gebruik vir ons siektetoestand. Om aansoek te doen vir poste, al word ons hoeveel keer teleurgestel. Om 'n familiebyeenkoms te reël, om sake uit te stryk. Om 'n verskil in ons land te maak, net deur ons liefde en vrede. Dit moet ons self doen. God sal dit nie namens ons doen nie. Want sien, ons moet glo en vertrou op die Here. En ons moet doen wat ons moet doen, soos die Here ons lei. En wat ons doen, moet ons goed doen, selfs meer as wat nodig is. Dit beskryf Jesus hier deur die gelykenis wat hy vertel het. Die slaaf het hard gewerk in die dag. En toe hy die aand by die huis kom, het hy aanhou werk. En hy het eers klaar gemaak met wat hy moes doen voordat hy by sy eie behoeftes kon uitkom. Net so moet ons alles doen wat ons moet, na die beste van ons vermoëns om ons uitdagings aan te spreek. Ons moet dit dienend en nederig soos 'n slaaf doen, in opdrag en afhanklik van ons hemelse eienaar. En as ons die regte ding gedoen het en dit werk uit, nie self daarvoor krediet vat nie, maar al die eer aan ons Here gee. Dit is tog hy wat ons gelei het. Dit is alles deel van sy genade, sonder dat ons dit verdien. Van jongs af het Hudson Taylor in China en sy mense belang gestel. Hy wou bitter graag daar gaan sendingwerk doen. Toe hy in 1865 die China Inland Mission stig, het mense hom gewaarsku: nie jy of jou China Inland Mission sal iets uitrig of oorleef in daardie groot goddelose land nie. Maar daardie mense moes hulle woorde sluk. Die Here het die sendinggenootskap in so 'n mate geseën en gebruik dat dit vandag nog steeds bestaan. Hudson het in Shanghai gaan werk en al die Chinese bekeerlinge, manne en vroue, het op hulle beurt weer sendelinge in China geword. Vandag is daar in China, ten spyte van die Christenvervolgings en die kommunistiese regering, die tweede grootste aantal Christene ter wêreld.
Vir dit om te gebeur, moes Hudson Taylor sy deel doen. Net so het ons ook ons verantwoordelikheid om na te kom in afhanklikheid en onder leiding van die Here met ons uitdagings. Nou broer en suster, is ek terug by jou en by my en by ons elkeen se uitdagings. Elkeen van ons het 'n reeks uitdagings in ons lewe. Dit is die lewe. Maar daar is gewoonlik een uitdaging wat op daardie oomblik, op hierdie oomblik, vir jou die meeste bekommernis gee. Vat nou daardie uitdaging, wat nou vir jou die grootste krisis is. Die ding wat jou baie laat stres en jou snags laat rondrol. Jy weet wat dit is. Die Here weet ook wat dit is. Glo en vertrou die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, vir uitkoms en krag, ook in hierdie spesifieke uitdaging. En vra hom om jou te lei wat jy moet doen en vir jou die krag te gee om dit te doen, ook in hierdie uitdaging. Liewe Here, ons wil juist dit nou doen. Elkeen van ons in hierdie opname en fisies hier in die kerk sit met een of ander probleem of uitdaging wat te groot is, wat ons op hierdie oomblik klaar maak. Here, elkeen van ons noem nou vir U hierdie uitdaging by die naam. Kom ons noem dit vir Here in ons gedagtes. En Here, dit wat ons nou vir U genoem het, gee ons vir U. Ons glo in U. Ons vertrou U, vir wie niks onmoontlik is nie, vir uitkoms. En as daar nie uitkoms kom nie, of as die uitkoms later kom, vertrou ons U, vir krag, vir U goddelike krag, vir U Heilige Gees krag, om intussen aan te hou en vas te byt. En Here, U het ook vanoggend vir ons gesê, rondom ons uitdagings, ons moet U vertrou. Nie op ons eie geloof in die eerste plek staat maak nie, maar op U, wat ons die geloof gee. En ons moet ook ons deel doen. Want Here, U gaan nie alles vir ons doen nie. Daar is sekere dinge wat ons moet doen. Maar nou gebeur dit so maklik as ons iets moet doen rondom daardie uitdaging, dat ons so diep in moedeloosheid verval, dat ons nie weet wat om te doen nie. Ons is dit de mekaar. Verlig asseblief ons verstand. En vul ons asseblief met 'n gedagte, of 'n idee, of 'n plan, of 'n strategie, wat ons moet doen. En wanneer ons dit moet doen. En hoe ons dit moet doen. En gee dan asseblief vir ons die krag om hier uit te gaan en dit te doen.
Here, in alles. Wanneer U deel doen, en wanneer U ons lei om ons deel te doen, is ons net afhanklik van U. Is ons net afhanklik van U. Dankie, Here. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons sluit die diens vanoggend af met lied 489. Lied 489 vers 1 en 2. Waak Christen, staan in die geloof. Amen.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.